So prediking gaan nie oor hoe goed jy bedien of met wat se nuwe goed jy na vore kan kom of hoe groot of hoe beter die een as die ander een is nie. Prediking in konteks gaan oor om mekaar gedurig en aanhoudend te herinner dat Jesus Christus het gesterf. Hy het oorwin, hy het opgestaan. En daarom gaan ons vanoggend wanneer ons bedien, gaan dit 'n absolute herinnering wees van dit wat ook laasweek ons gevier het. Elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, elke keer wanneer ons by mekaar kom, elke keer wanneer ons mekaar seën in die naam van Jesus Christus, dan is dit asof ons mekaar herinner, God is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die naam van die Here. So wanneer ons vandag met mekaar gesels, dan wil ek met jou praat oor die Paasfees skuif alles. Interessant, tydens Jesus se publieke bediening, toe hy met sy bediening begin, is dit opgeteken dat hy 3 Pasgas, maar van die teoloë sê dit was 4 Pasgas in sy publieke bedieningstyd deurgemaak het. Die eerste een was natuurlik in Johannes 2 by die bruilof van Kana, net voor die Pasga was dit die bruilof van Kana waar hy water in wyn verander het en alles wat daar rondom gebeur het. En as jy verder lees dan sien jy dat hy het na Jerusalem gegaan, want dit was Pasga. Ek wil net 'n paar oomblikke met jou spandeer rondom hierdie 4 Pasgas, hierdie 4 oomblikke. Wat het Jesus geskuif binne dit? Ek is van mening dat hierdie Paasfeeste of hierdie Pasgas was sleuteloomblikke vir God om deur sy seun 'n koninkryk skuif te bring soos net hy dit kan doen. En ek wil saam met jou journey met dit vanoggend. Die Paasfees vir my en jou is kenmerkend aan Goeie Vrydag, maar is ook kenmerkend aan Opstanding Sondag. En tog in Jesus se bediening was dit Pasga genoem, want dit was kenmerkend van hoe die volk dit vier, omdat hulle uit Egipte verlos is met 'n belofte en na die beloofde land op pad is. Julle onthou die laaste plaag, die sterwe van die eerstgeborenes en die lam se bloed aan die deurposte en hoe die doodsengel verbygegaan het. Daarom het dit genoem die Passover. Die Pasga in Exodus verwys na die vrymaking en die uittog uit Egipte, terwyl die Paasfees meer klem lê op die kruisiging en die opstanding. Terloops, Paasfees word 3 keer in die Bybel genoem en die laaste keer was in Handelinge gewees. En of dit nou Pasga is en of dit nou Paasfees is, beide is oomblikke van herinnering. Want of die Joodse volk nou Pasga vier en herinner dat ons was in Egipte, God het ons vrygemaak, ons is deur die woestyn, ons as volk is in die beloofde land in, en of dit Paasfees is waar ons vier die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, beide was 'n herinnering van dit wat God gedoen het vir die volk. Die Paasfees skuif alles. Soos ek gesê het, die eerste een is opgeteken in Johannes 2 vers 13, en ek lees vir jou, en die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Hier is 'n sleutel vir my en jou. Paulus kom later dan sê, hy moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Jesus het geweet hoe om die feeste en die groot geleenthede op die kalender, waar God 'n instelling maak, by te woon. Selfs Jesus het dit gedoen. En hy het in die tempel gevind, vers 14, die wat beeste en skape en duwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedryf. En nou moet jy onthou, dis Pasga. Dis feesviering. Dis 'n tyd waar die volk bymekaar kom. Almal kom na Jerusalem. En hier kom Jesus, wat nou net met sy bediening begin het, en die enigste trekrekord wat hulle van hom het, is 'n paar mense wat by 'n bruiloft was, wat gesê het, "Jessie, maar hierdie wyn is nogal lekker. Dit smaak nou nie eens meer soos water nie." En hier kom Jesus en dis Pasga, dis 'n Joodse gebruik, en hier stap hy in die tempel in en hy begin tafels omgooi en hy vleg gesweep en hy's besig om hulle uit te jaag. By daardie geleentheid wat hy vir hulle sê, hierdie is 'n huis van gebed, nie 'n rowerspilong soos wat julle dit van maak nie. 'n sweep van
touwtjies gemaak en almal het die tempel uitgedryf, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. Terloops, kleingeld is nie vir ingooi, kleingeld is vir uitgooi. Sorry nie. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daar die dinge hier weg. Moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou, herinnering, dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? Hier kom hierdie persoon, hierdie Jesus, waarvan hulle al gehoor het, en die eerste ding wat hy kom doen binne die kerk is, hy kom gooi tafels om. Want die Paasfees skuif alles. Die Paasfees maak dat ek nie 'n rowerspelonk is nie, maar 'n huis van gebed. Die Paasfees skuif alles. Jesus antwoord en sê vir hom, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en sal u dit dan in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Wat hierdie gebeure vir my en jou groot maak, is dat dit is waar Jesus die huis van God gereinig het. Dit was ook die eerste konflik met die godsdienstige, tradisionele, wettiese stelsel. Want Jesus kom en hy stel homself voor as die lewende tempel, wat in 3 dae afgebreek word en 3 dae weer opgebou word, verwysend na sy kruisiging en die opstanding. En hy daag die sentimentele, tradisionele grootsheid van die fariseërs en die skrifgeleerdes uit. Hierdie was die eerste aankondiging dat die uiterlike godsdiens, hoor mooi, skuif na 'n innerlike verhouding met God. Ek en jy vandag hier sit en sê, dit was great, ons het Paasfees gehou, dit was 'n goeie tyd met familie, ons het 'n wonderlike tyd saam gehad, dit was Paasfees, maar niks het geskuif nie, dan vra ek jou vandag, en ek moedig jou vandag aan, maak jou hart oop, want God wil iets skuif, elke keer wanneer jy in herinnering roep dit, wat hy vir jou gedoen het, deur sy seun, Jesus Christus. Die tweede Pasga is die een, waaroor gedebatteer word, en ons gaan nou nog verder daarna kyk, maar ek wil net vinnig iets oor dit sê. Tog is daar vele tekens dat dit dui, dat dit tog Pasga was. En dis die gedeelte in Johannes 5, waar Jesus by die bad van Bethesda gekom het, en 'n man genees het op die Sabbat. Die konflik wat daar ontstaan het, was omdat Jesus die godsdienstige rituele van die kerk uitgedaag het, deurdat hy na homself verwys het as, ek is nou die Sabbat, ek is die rus. Rus is nie in 'n dag nie, rus is in 'n persoon, sy naam is Jesus Christus. En hy skuif die godsdienstige rituele, waar ons kan doen wat ons wil deur die week, maar Sondag moet ons heilig wees. Hy skuif dit absoluut deur te sê, wees heilig, want ek is heilig. Stap in my rus in die oomblik wat ek sê, dit is volbring. Die totale rus is in hom, nie in 'n spesifieke dag nie. Want Jesus het gesag bo wet, bo tyd en bo tradisie. En dis natuurlik ook hier waar hy begin planne beraam het om hom dood te maak. Ons sal nou verder daarna kyk. Die derde Pasga is opgeteken in Johannes 6, waar Jesus die vermeerdering van die brode en die vis gedoen het. Is ook in daai gedeelte waar Jesus op die water geloop het. Is ook in daai gedeelte waar hy by die disippels op die skei gekom het, gesê, moenie bang wees, moenie vrees nie, dis net ek. Dis by hierdie geleentheid ook waar Jesus na homself verwys het as die brood van die lewe, waar hulle op 'n uiterlike fokus was om te kyk, hoe kan ek in my tydelike behoefte voorsien? Kom Jesus en hy besoek nie die bakkery nie, hy word die bakkery. Hy word die brood. Hy word die brood. Jy kan net dink, hoe is die skrifgeleerdes en fariseërs se wêreld omgekeer. Juis omdat hulle heeltyd gedink het, ons hou die brood voor. En hier kom Jesus sê, nee, ek is nou die brood. Ek is nou die brood. So elke Paasfees, elke Pasga waar Jesus betrokke was, het daar 'n skuif plaasgevind. By hierdie Pasga was daar 'n sifting plaasgevind.
Die skades het gekom vir die brood en die tekens. En as daar nie brood is nie, en nie tekens is nie, en nie wonderwerke is nie, dan het hulle weggegaan. En selfs wanneer die prediking en die lering diepte bereik het, dan het hulle teruggetree en gesê, nee, ons is nie vir dit hier nie. So daar was ook 'n siftingsproses, waar die ware volgelinge, die disippels van Jesus Christus, Jesus gevolg het, teenoor skades wat net kom vir die uiterlike, die tydelike. Sodra die opoffering te veel word, dan draai hulle weg. Groot sifting. Die derde Pasga waar Jesus was, groot sifting. Ek wil nie die woord skeiding gebruik nie, ek wil die woord sifting gebruik. Waar Jesus kom en sê, hierdie wat my volk, jy wat jou lewe neerlê, jy wat jou lewe stel as 'n lewende heilige offer voor my. Ek sif jou van die wat net kom, maar niks wil opoffer. Jy kan net dink hoe die skrifgeleerdes en fariseërs rondom dit opgetree deur te sê, maar kan julle dan nie sien hoe in pyn is ons nie? Kan julle dan nie sien hoe moeilik dit is vir ons om te vas nie? Kan julle dan nie sien die prys wat ons betaal nie? En Jesus kom en sê, maar offer jy werklik jou lewe op, of is dit net tot aansien van mense? En dan die vierde Pasga, waar Jesus se kruisiging opgeteken is. Johannes 11 van vers 55 tot 57. Dis by hierdie geleentheid, ja, hele hoofstuk lees, dis by hierdie geleentheid waar Lazarus opgewek is. Dis by hierdie geleentheid waar Jesus by die susters kom en hulle sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my is, sal leef, al het hy ook gesterf. Die absolute kontroversiële stelling wat Jesus by daardie Pasga maak, omdat die Joodse tradisie vashou aan dit wat in Exodus gebeur het. En by hierdie vierde Pasga kom Jesus en hy sê, kom ek vervul die boek van Exodus binne my. Want nie net was daar 'n uittog en 'n intog, ek is nou die deur, waardeur jy na die Vader gaan. Ek is nou die opstanding en die lewe. Dis natuurlik ook hier waar die intog van Jerusalem was. Dis hier waar die laaste avondmaal was, en natuurlik die kruisiging en die opstanding. Dis vir my interessant dat by hierdie Pasga, die vierde Pasga, word Jesus beklemtoon en hy sê ook, ek is die volmaakte offer, ek is die paaslam, ek is die een wat se bloed gaan vloei, wat aan die deurposte van jou hart geverf gaan word, sodat wanneer die engel van die dood verbykom, hy nie skade aan jou kan doen nie, want my bloed is nou jou beskerming. Jy kan net dink hoe die Joodse tradisionele volk daaroor gedink. Wie's hierdie man om nou te sê, wees in my en ek sal jou opstanding in jou lewe wees. Is dit nie amazing hoe ons 'n groeipatroon in Jesus se lewe sien, van die eerste water en wyn, tafels omgooi, tot by die laaste. Is dit nie amazing om te dink, dat eerstens die openbaring van wie hy is, die tempel, die plek van God se teenwoordigheid, dan hoe weerstand gebied word teen groei en hoe dit uitdaag, omdat hy die wet uitdaag. Dan die sifting, of terwyl die skeiding tussen ware volgelinge en mense wat net kom om die brood en die tekens te ontvang, maar niks daarvoor opoffer nie. En dan die finale, groot finale, die volmaakte offer van Jesus Christus. En elke keer is dit asof Jesus net meer en groter en duideliker klem lê op die groot skui wat moet plaasvind binne my en binne jou. Dis amazing om Paasfees te vier, maar die Paasfees moet ons besef skuif alles vanuit 'n plek van uiterlike aanbidding tot innerlike verhouding met God. Dit skuif my van, ek kyk na my tydelike en na hy word die brood van my lewe. Dit skuif van 'n uiterlike, ek moet probeer dit maak, na in Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Daar's 'n skuif wat net die Paasfees vir my en jou kan bring.
Elke keer is asof Jesus net meer en groter klem lê op die groot skui wat moet plaasvind in elkeen van ons. Van die tempel, die wet, die brood na innerlike werklikheid. Sy teenwoordigheid. Want omdat ek en jy in Christus is ons nou die tempel van die Heilige Gees. Prys die naam van die Here. Sy gesag, sy lewe, sy verlossing. Dis waaraan ons nou mekaar herinner. Paasfees sê vir my en jou, dat ons herinner mekaar, Jesus Christus het my vrygemaak. Ek kan staan in 'n nuwe identiteit. Ek kan staan in die verlossingswerk wat hy gedoen het. Dis nie net meer 'n Pasga. Dis nie net meer 'n rowerspilonk of 'n handelshuis. Nee, dis nou 'n huis van gebed. Daar's 'n versadiging wanneer die brood van die lewe die een wees, die een is op wie ek vertrou. Wat het hierdie Paasfees vir jou beteken? Wat het hierdie Paasfees vir jou beteken? Wat het geskuif in jou lewe? Wat is anders? Wat is anders? Watter fokus in jou lewe het herstel? Want Paasfees moet 'n skuif bring. Dit kan nie net 'n kalenderinstrywing wees, een keer 'n jaar waar ons curryvis en hotcross buns doen en ons het 'n goeie Vrydag en ons ontspan en Maandag soek 'n vakansie daar. Daar moet meer wees, want Jesus kom by elke Pasga geleentheid, by elke samekoms van herinnering, kom Jesus en hy skuif en hy skep 'n momentum met elke tree wat hy gee. Wat is anders in jou lewe? Ek wil nou gaan na Johannes 5. Dis die Pasga waar daar gedebatteer is. Is dit 'n Pasga of was dit 'n ander fees? Jy onthou daar's 3 hooffeeste, die Loofwitterfees, Pinksterfees en natuurlik die Pasga, terwyl die Paasfees. Johannes 5 vers 1, blaai gerus saam met my. As jy nie jou Bybel hier het nie, onthou hom asseblief volgende keer, maar lees ook sommer saam met my op die bord. Luister wat sê die woord. Hierna was daar 'n fees van die Jode. En Jesus het opgegaan na Jerusalem, moenie onderlinge byeenkomste versuim nie, want Jesus het nie. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word, Bethesda die huis van genade. Hierdie Skaapspoort was herstel en was gebou, eintlik was gebou in Nehemia 3 toe hulle die tempel, toe hulle Jerusalem herbou het met die mure, toe hulle Jerusalem moes herbou. En daar in vers 3 het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. Hulle het gewag op 'n uiterlike beweging. Vir jare het mense daar gelê. Die Skaapspoort was gebou met die bedoeling dat dit is waar skape en kleinvee in die stad sou inkom. Jare later, toe word dit 'n plek waar siekes en krepeles, lammes lê, dag in en dag uit, om te wag dat die water ook vir hulle sal roer. Want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Daardie bepaalde tye beteken nie hy het 1 keer 'n dag gekom. Daardie bepaalde tye beteken dit nie op 'n spesifieke oomblik 12 uur of 10 uur of 8 uur, nee, daar was bepaalde tye, dit beteken nie dit was eers op elke dag gewees nie. So die mense wat daar gelê, die lammes, die krepeles, het heeltyd in 'n afwagting gelê, heeltyd gereed, heeltyd gewag, vir as die water vir my sal roer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword. Van watter siekte hy ook al gelei het. Kan jy jouself voorstel die kompeterende gees binne daardie diens? Kan jy jouself voorstel die vernyn en die raas en die geraas en op hulle manier die wegdruk en die hoop dat hierdie keer sal dit my weer kan wees? En dis hoe dit baie keer binne die kerk lyk, wanneer ons wet en tradisie en godsdienst wil aanhang, terwyl ons eintlik in liefde en vrede met mekaar moet wees om te sê, ons is 'n eenheid met God.
sy liefde, sy genade. Ons is by Bethesda, dis die huis van genade. Kan jy jou voorstel, hoe kwaad is hierdie een vir daardie een, want hierdie een het eintlik gevoel, dit is nou my beurt, toe daar een gekom en ingedruk. Oh wow. Oh wow. Luister wat sê die woord. En 'n sekere man was daar, sonder identiteit, wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Is amper 14.000 dae. As jy my wiskunde sal toelaat, ek het nou nie skrikkeljare die goed ook uitgewerk nie. Is amper 14.000 dae, 13.800 en sente. Wat hierdie man siek is. Dit beteken nie hy het vir 38 jaar daar gelê nie. Dit beteken net hy het vir 38 jaar was hy siek. 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. En toe Jesus hom sien terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Want geloof sonder 'n wilsbesluit gaan maak dat die momentum wat God skep, ek dit mis. Elke tree wat Jesus gedoen het, elke tree wat hy gegee het, elke woord wat hy gespreek het, was 'n tree wat soos 'n momentum opgebou het, wat my en jou vorentoe neem in hierdie koninkrykslewe. En hier kom Jesus, terwyl hy weet hoe lank hierdie man siek is, vra hy vir hom hierdie geniepsige vraag: wil jy gesond word? Want soms loop ons so lank met dit wat ons onderkry, dat ons so gewoond is daaraan, dat ons by 'n plek kom en sê, weet jy wat, my lot sal nooit verander nie. Ek moet nou maar vrede maak met dit wat my tuister. Dat ek nie eers kan dink, wil jy gesond word, dat dit 'n ja vir my kan wees nie. Paasfees skuif alles. Paasfees skuif alles. Daardie Paasfees het iets groots in daardie man se lewe geskuif. Wil jy gesond word? Sy antwoord natuurlik, en dis nogal goed geskryf, die sieke antwoord hom. Hy sê nie, ja Here, maak my gesond, genees my. Ja Here, ek wil. Hy sê nie, ek glo in U dat U die geneesheer is nie. Hy sê, Here, ek het niemand om my in die pad te sit. Wil jy gesond word? Here, ek het niemand om my in die pad te sit nie. Want hy kyk volgens die godsdienstige rituele, die instelling van die wet, kyk hy na sy situasie, terwyl Jesus Christus wat nou elke wet en elke tradisie uitgedaag het, kom hy en hy kyk daarna, terwyl hy eintlik moet hoop op hom. Amen. Jesus, ek het niemand om my in die pad te sit nie. Ek het niemand om my in die pad te sit nie. As die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Ek kan nog wel indink dat daar die siek wees van elkeen, die wat krepeel is, die wat siek is, wat die siekte ook al is, die wat lam is, die wat blind is, die wat dalk stom is. Ek kan nog wel dink die bitterheid wat hulle elke dag moes veg. As jy my plek vat. En dis juist daardie bitterheid wat maak dat ons soms sukkel om te volhard in ons geloof in Jesus Christus, want ons oë is op die mens en nie gefokus op God en wat hy gedoen het en hoe die Paasfees 'n skuif gebring het vir my en jou. Kan jy jouself indink die geskel en die gevyf by die bad van Bethesda? Here, daar is niemand wat my kan insien as die water geroer word. Want net as ek dink, hierdie is my beurt, dan glip een voor my in. En dan word die water stil. Dan het die water weer sy krag verloor. Maar Jesus kom by die vrou by die put en hy sê vir hom, hy sê vir haar, ek is die water van die lewe. Die van my drink sal nooit weer dors hê nie. Prys die naam van die Here.
Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom. Jy sien, Jesus antwoord hom nie eers, man, jy het nou verkeerd geantwoord. Jy het nou verkeerd gesê, ek kan sien jy het nie geloof nie. Ek kan sien jy het nie 'n verwagting nie. Jesus het gekom met een agenda en dis om 'n skuif van hierdie man se lewe te bring. Jesus kom nie en hy redeneer met hom oor teologiese stellings en jy moet so dink en jy moet so glo en jy moet nou eintlik oor hierdie hekkie spring. Nee, Jesus kom net en hy maak hierdie groot stelling en hy sê, staan op, neem jou bed op en loop. Staan op, neem jou bed op en loop. Jesus het nie nodig gehad om homself te verduidelik. Jesus het nie nodig gehad om vir hierdie man te sê waar hy sy krag kry om genesing te spreek. Jesus het nie eers nodig gehad om vir hierdie man eers 'n preek te gee en skuldig te laat voel. Hy kon net vir hom sê, staan op, neem jou bed op en loop. Paasfees bring 'n skuif. Die oomblik wanneer ek sê, Here, ek gee oor. Nie volgens die wet en die godsdiens, maar volgens u genadehand in my lewe. Wat is anders in jou lewe na hierdie Paasfees? Wat het geskuif in jou lewe? Hoe het God jou aangeraak? Watter woord het Jesus jou gegee? Want Paasfees skuif alles. En dadelik het die man gesond geword. En hy het sy bed opgeneem en geloop. En oeps, hier's die probleem. En daardie dag was dit Sabbat. Volgens die Joodse gebruik kon jy nie jou bed ronddra nie. Kon jy nie werk nie. Kon jy niks doen nie. Luister, die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is Sabbat. Het is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. In plaas van dat die wet sal feesvier met jou verlossing, sal die wet jou veroordeel in die plek waar jy oortree. Jesus kom en hy sê, staan op, neem jou bed op en loop. Wat doen die Joodse volk? Wat doen die Fariseërs, die skrifgeleerdes? Nee, dis nie volgens die kerkwet nie. Dis nie volgens hoe dit moet wees nie. Daar's 'n veroordeling oor jou. Ek gee nie om of jy 38 jaar siek was nie. Ek gee nie om of jy elke dag bitterheid moes stry nie. Ek gee nie om of jy elke dag moes volhard. Ek gee nie om of jy elke dag moes hoop dat dit jou beurt sal wees nie. Dis Sabbat, jy mag nie stap met jou bed nie. En hulle vra vir hom. Die Jode sê toe vir hom wat genees was. Dis Sabbat, is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het, want as Jesus iets in jou lewe doen, dan skuif die autoriteit van die wet na die autoriteit van God in jou lewe. Dis daai skrif wat sê, ek wil eerder aan u gehoorsaam wees as aan mense. Ek wil eerder u behaag as wat ek mense behaag. Prys die Here. Die Jode sê te vir hom wat genees was, vers 11. Hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Ek vat nie meer my opdrag van die wet. Ek vat nie meer my opdrag van godsdienstige rituele. Ek vat my opdrag van die koning van die konings, wat gesê het, staan op, neem jou bed op en loop, want Paasfees bring 'n skuif, wat die wet nie meer kan trek. Maar hy wat gesond geword het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Jy sien die fokus, Jesus het nooit die fokus op hom geplaas nie, hy het altyd die fokus op God die Vader geplaas. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Dit is so asof Jesus kom en sê, dit wat jy baie keer deurgaan in jou lewe, is die vrug van sonde en verkeerde keuses in jou lewe. Dis omdat jy vashou aan 'n wettiese ritueel in die hoop dat die water ook vir jou sal roer, terwyl ek eintlik vir jou die water van die lewe, die brood van die lewe, die opstandingskrag en die lewe wil wees. Jy het gesond geword. Weet nou, dat jy nou anders moet stap, want die Paasfees het vir jou 'n skuif gebring. As ek en jy vandag verlos is, ons is vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus, dan het ek en jy nodig om te hoor soos Jesus sê, nou dat jy genees is, nou dat jy kan sien, jy wat blind was, kan hoor, jy wat doof was, moenie nou verder sondig, stap nou anders.
Stap nou in die momentum wat ek begin het, toe ek gesê het, dit is volbring. Loof die naam van die Here. Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was, wat hom gesond gemaak het. Ek wonder wat was sy rede, hoekom hy toegevoel het, ek wil nou na die Jode toe gaan, wil hy seker gemaak het, dit word nie teen hom gehou nie, wil hy seker gemaak het, dat hy nie daarvoor gestraf word nie, of was dit 'n getuienis, om vir die Jode te sê, weet jy, daar's 'n beter weg, daar's 'n beter waarheid, daar's 'n groter lewe, as dit wat die wet vir ons inhou. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Die Paasfees het alles verander. En by elke geleentheid het Jesus grond gewen vir die koninkryk van lig en vryheid. Elke woord wat Jesus gespreek het, elke aksie wat hy gedoen het, was doelgerig om mense vry te maak, heel te maak. Jesus het 'n genade kom voorstel wat Bethesda nie kon bied nie. Jesus het 'n genade kom voorstel. Wat van Bethesda praat, Bethesda beteken huis van genade. Jesus het 'n genade kom voorstel wat daardie pad nie kon bied nie. Amen. Loof die naam van die Here. Elke tree wat Jesus geneem het 'n momentum geskep. Nie net het Jesus vir my en jou gesterf nie, maar hy het ook opgestaan en hy leef ook binne ons. Familie, ek moedig jou aan, ek sluit hiermee af, laat ons mekaar herinner. Tydig en ontydig, wanneer ons nagmaal gebruik, wanneer ons brood breek, wanneer ons met mekaar gesels, laat ons mekaar herinner, laat ons nooit ophou om te sê, Jesus leef, hy steeds die brood, hy steeds die water, hy steeds die lewe, hy steeds die weg, hy steeds die enigste deur. Ek moedig jou aan, dat ons mekaar herinner, dat ons tydig en ontydig mekaar herinner, dat alles het geskuif na die 4de Pasga, die Paasfees, want die Paaslam was die volmaakte offer vir jou en vir my, om ons te reinig en ons 'n nuwe naam te gee, ons burgerskap te verander en ons naam is geskryf in die boek van die lewe. Hoekom? Want Jesus het gesterf sodat ons, halleluja, kan lewe. En die Geestesriem sal dit nooit weer dieselfde wees. Nooit weer dieselfde wees. Die wet wil jou laat kyk na die tydelike. Die Gees laat jou groter en dieper sien. Want God het by jou stil gestaan. Soos by die man van Bethesda. Wil jy gesond word? Wil jy verlos wees? Wil jy vry wees? Wil jy los wees van dit waarvan jy vasgevang is? Jesus Christus het alles geskryf by die huis van genade. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons vandag weet dat van die eerste Pasga, daardie oomblik toe u gepraat het van u is die tempel en u is ook die brood. En Here, soos wat dit aangegaan en vele geleenthede daardie stories omring het, weet ons vandag, ons is steeds deel van daardie storie. Want Jesus kom vandag en hy sê, neem jou bed op, staan op, neem jou bed op en loop, want ek is jou Sabbatsrus. Ek maak jou vry van werke en van pogings. Ek maak jou vry van die wetywer wat by Bethesda was. Ek kom staan by jou stil en ek sê vir jou vandag, wees genees. Staan op, neem jou bed en stap. Stap in die momentum wat ek geskep het, van die eerste Pasga. Stap in die momentum wat ek geskep het, want ek gaan voor jou uit. Ek dek jou agterhoede. My woord is steeds die lig op jou pad, my woord is steeds die lamp vir jou voet, in die naam van Jesus Christus. Alle lof en alle eer kom u toe. Lord, we worship you.